'n krag F werk in op 'n boks terwyl die boks vanuit rus langs 'n ruwe helling af beweeg teen 'n konstante versnelling. Die krag is parallel aan die skuinsvlak. Die arbeid verrig deur die gravitasiekrag is gelyk aan die som van, minder as die som van, groter as die som van of gelyk aan die verskil tussen die arbeid verrig deur die wrywingskrag en die arbeid verrig deur F. Die korrekte antwoord is C, groter as die som van. Kom ons begin met 'n vrye liggaamdiagram. Daar is 3 kragte wat inwerk op hierdie boks. Eerstens, krag F. Dan is daar in dieselfde rigting ook die wrywingskrag. En dan het ons die gewig. Nou met 'n vrye liggaamdiagram teken ons nie ons komponente in nie, maar as ons nou sou gaan en die parallelle komponent inteken van die gewig, dan sou dit so iets lyk. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom die lengte van daai rooi pyl langer is as die som van die 2 swart pyle in die teenoorgestelde rigting. Alles kom neer op Newton se tweede wet. Ons weet dat die netto krag is gelyk aan die massa van die voorwerp maal met die versnelling. En in hierdie geval is die versnelling konstant en die versnelling is afwaarts. Met ander woorde, massa is 'n skalaar, versnelling is 'n vektor, so die netto krag gaan in dieselfde rigting wees as die versnelling. Met ander woorde, teen die skuinste af. En daarom weet ons dat FG parallel groter gaan wees as die som van F en die wrywingskrag. Nou, jy sal onthou, ons gebruik hierdie vergelyking om die hoeveelheid arbeid wat verrig word te bereken. Nou, as jy hierdie waarde gaan invervang in F se plek, en jy vergelyk dit met die waarde van die som van waar ek die wrywingskrag daarin vervang en waar ek F daarin vervang, dan gaan ek sien dat die arbeid verrig deur die gravitasiekrag is groter as die som van die arbeid verrig deur die wrywingskrag en die arbeid verrig deur F.